Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Galasiërs 6 vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Hierdie gedeelte sê, jy sal op die regte tyd maai as jy nie verslap nie. Nie onmiddellik nie, op die regte tyd. Dit beteken dat daar eers 'n seisoen van saai is, sonder enige sigbare resultate. En dan 'n seisoen wanneer dit wat jy gesaai het, begin inkom. Die probleem is, dat die meeste mense tussen die saai en die oestydperk opgee. Jou vriendelikheid word dalk nie raak gesien nie. Of jou vergifnis word nie met dankbaarheid begroet nie. Of jou vrygewigheid besorg niks terug nie. En so kom 'n mens maklik in die versoeking om tot die gevolgtrekking te kom dat dit nie werk nie. Maar Galasiërs sê, moenie mislei word nie. Op die regte tyd sal jy maai wat jy gesaai het. Dawid het dit verstaan. Hy was jare lank deur koning Saul agtervolg. Vir jare lank het hy die regte ding gedoen, toe die verkeerde ding soveel makliker sou gewees het. Hy het 'n paar geleenthede gehad om Saul se lewe te neem, maar elke keer het hy eerder genade gekies. En in al daardie jare van stille getrouheid, van selfbeheersing en genade betoon, was Dawid besig om vir hom 'n oes op te bou. En toe hy uiteindelik op die troon kom, het hy die grootste en belangrikste koning van Israel geword. Wat saai jy op die oomblik, in die klein, ongesiene oomblikke van jou lewe? Die geduld wat jy elke keer kies wanneer jy uitgeput is. Die aanmoediging en die hulp wat jy aan iemand gee, wat vir jou niks kan terugdoen nie. Die vergifnis wat jy elke keer bied, al is jy so moeg. Dit is nie klein nie. Dit is 'n oes wat besig is om op te bou. Hou aan saai, jou seisoen kom. Here, vandag is ek moeg. Ek doen die regte ding, maar ek kan nie heiliglik sien wat dit oplewer nie. Gee my die geloof om aan te hou om goed te doen en om gehoorsaamheid te kies, selfs wanneer die oes ver weg voel. Ek vertrou op u tydsberekening. In Jesus naam, amen.